Goeienaand, glo dat dit sommer met julle baie goed gaan. Ek wil net hier TikTok sukkel ons mee. As sy, ek net hier live gaan. Ek sien net ons sukkel met TikTok. Ek sukkel met my wifi en alles is net, hier by ons het ons nog steeds die krag nie. Ek is nou al aan mekaar, seker 4 of 5 dae. En dan is dit ook, weet ek, in die estate het ons al vir die laaste 2 weke, is daar ook feitlik nie krag nie. So, dis maar nogal 'n uitdaging. Ek wil net kyk hier op Facebook, ek wil net, op TikTok, en ja, ek vat so rukkie. Ons net hulle kans gee ook in. En daar is soveel mense wat nie vanaand wil mis nie. So, naand, Tanisari, is dit Tanisari, ek kan nou nie so mooi sien nie. Kevin, glo dat dit met jou ook sommer baie goed gaan. Baie welkom Rudy, lekker om jou weer te sien vir 'n slag. Glo dat dit daar by julle kant ook sommer baie goed gaan. Hi Ruina, lekker om saam met julle almal te kuier en ek gaan nou net hierdie, ek kan net so 'n bietjie om gaat dit nou aan. Kan almal my duidelik hoor op Facebook. Glo dat dit met julle goed gaan. Hier is dit baie warm en reën bly weg en ek sien dit is nog steeds in Mossel Bay, is daar brande en ons bly bid en ek weet daar's mensies wat hulle alles verloor het in hierdie tyd. Ons vertrou die Here werklik vir ook 'n deurbraak in daai opsig dat daar reën sal kom. Nou ja, die natuur het 'n snaakse manier en ons moet aanhou bid vir mekaar en ek vertrou die Here werklik waar so vir 'n deurbraak in Mossel Bay en omgewing. Ek sien ook is dit Pearly Beach en alle areas waar dit so erg is. So, ons kyk gou, ek dink ek kan nou amper opgaan. Sy, op. Glo elkeen van julle het 'n baie mooi dag en ek kon al reeds sien vandag op die paaie dat mense is besig om terug werk toe te keer en dinge is sommer vinnig aan die gang. Nou ja, goeienaand Renier, ek het jou boodskap gekry en ja, het is lekker om so van almal te hoor. En Wesley, altyd lekker om saam met julle te keer. Ek wil vir elkeen wat ingeskakel is sê voorspoed vir 2026. Mag hierdie vir jou een besonderse seën inhou. Mag hierdie 'n jaar wees van voorspoed. Mag hierdie 'n jaar wees van deurbraak en jy sal ervaar ook sy guns en sy genade. Juis in hierdie tyd wat ons ook voorberei rondom ons Daniel vas wat binnekort begin. En ek wil jou uitnooi. Vanaand gaan ek weer daaroor gesels. Hoekom is dit vir my belangrik om soveel klem op die vas te lê? Ek wil vir jou sê, want vir my gaan dit oor toewyding. Vir my gaan dit oor om God in alles te ken. En ek wil God in die begin van hierdie jaar ken en ek wil hom soek vir alles in elke faset van my menswees. En ek wil jou uitnooi om hierdie ook vir jou nie as 'n uitdaging te sien nie, maar as 'n geloofsaak, 'n opgewondenheid om hierdie jaar, nie net vir 'n maand of vir 3 maande nie, maar vir 365 dae God voluit te dien, God voluit te vertrou. Dit is my altyd lekker om saam met jou te kuier en ek sien nou hierso is nou weer 'n fout. Ek kan net hier kyk, daar is hy. Skrik die mense op TikTok toe hulle, nou hierdie ding is so inzoom. Ek wil vir jou sê, jy's in vir 'n groot seën uit die hand van die Here in hierdie vastyd. Hierdie is 'n tyd wat God groot dinge vir jou gaan doen, homself in jou gaan openbaar, jy gaan dele van God se liefde beleef wat jy nog nooit beleef het nie. Jy gaan sy stem beleef selfs in die stilheid. Jy gaan
sy mooiheid beleef, jy gaan in dit sien wat God vir jou wil sê, wanneer jy tyd maak om af te sonder. Vader, as ons vanaand kom om dankie te sê, dat ons in hierdie begin van 'n mooi aand, sommer aan U kan wy, en ons wil dankie sê, alreeds vir die eerste week van 2026, jy hand op elkeen van ons, en vanaand dink ek ook so, is vanaand, Here, ons is so dankbaar vir heerlikheid, ons is so dankbaar vir U stem, ons is so dankbaar vir genade, en vanaand, Here, is my gebed dat hierdie man wat luister, hierdie vrou wat luister, dat hierdie 'n tyd sal wees van verkwikking, 'n tyd van sensitiwiteit vir die Heilige Gees, 'n tyd van om gereed te maak vir dit wat U instoor het. Here, so wil ek vir haar bid, en vir hom bid wat vandag ingeskakel is, seën hom en haar. Here, ons wil dankie sê vir U teenwoordigheid, dankie vir U liefde, dankie vir U genade. Seën hierdie sessie vanaand, ons bring aan U die eer, aan U die lof, in Jesus se naam. Amen. En ek glo dat dit met jou goed gaan, en gisteraand het ek gepraat oor baie dele van die Daniël vas, wat vir my mooi was, en wat vir my goed was, en vanaand is dit belangrik, hierdie sessie om in diepte bietjie oor 'n paar goeters te gesels. Nou, hoekom 'n 21 dae Daniël vas? Die Daniël vas, wil ek hê, moet jy baie mooi verstaan, dit gaan nie oor kos nie. Ons as mens is so ingestel al in ons siege, en in ons menswees, oor kos, en oor voedsel. Natuurlik moet ons eet, en natuurlik is dit nodig. Maar jy het soos in nodig om ook tyd af te sonder. Daniël vas gaan nie oor die kos nie. Dit gaan oor toewyding. Dit gaan oor geestelike fokus. Dit gaan oor nederigheid, en dit gaan oor gehoorsaamheid. Dit gaan oor my tyd wat ek oor bid, dat daar 'n deurbraak sal plaasvind in sekere areas, en ek glo dat wanneer jy oor hierdie tyd saam gaan vas, gaan jy sekere goed neerpen op papier, en jy gaan daaroor bid, en jy gaan dit 'n saak van gebed maak. Dit gaan vra afsondering, en daarom weet ek, dat wanneer jy hierdie nie net in 21 dae voor die Here gaan neerlê nie, loof die Here deur die jaar alreeds vir dit, wat jy God nou alreeds voor vertrou. En daarom weet ek ook vanaand, dat hier kom groot geestelike deurbrake vir die man en die vrou, wat hulle self toewy, en geestelik paraat gaan wees. Dit is 'n vas waar ons sekere kosse prys gee. Nie alles nie. Om ons liggame te onderwerp aan God se gees. Daar kom tye, en in my eie lewe wat ek vas net op water, net op vloeistof. Maar hierdie tyd wat ons gaan vas van die 11de af, en ek wil hê jy moet baie mooi hoor, gaan 'n tyd wees van verkwikking. 11de tot die 31ste. Hoekom sê ek die 11de? Want die 10de gaan ek al reeds die goeders plaas wat jy oor kan bid, en wat jy voor die Here kan neerlê, en dit gaan op die groepe kom. En as jy nog nie op ons groepe is nie, dit is ons dagstuk groepe, en daarop gaan ek die vas program ook se daaglikse vas oor wat ons gaan bid en ons temas. En vandag was ek al reeds besig gewees met dit, en ek is so opgewonde, dat ek sien die rigting wat God ons besig is om in te vat. Nou ja, vir my wil ek altyd dit nie sien as soseer die kos nie, ek sien dit as hierdie geestelike openbarings, wat vir my uit dit uitgebore word, en ek het nog altyd, wanneer ek vas, het ek gesien, hoe God vir my dinge wys, en hoe sekere knope losgemaak word in die gees, en hoe daar diepte kom, en hoe ek sekere goed verstaan, wat ek nooit verstaan het nie. Maar wanneer ek regtig ernstig is en daaroor bid, dan is dit so asof die intensiteit van die Heilige Gees so sensitief is, om tot my hart te spreek, en omdat ek meer ingestel is, en hierdie twee skotteltjies, jy weet, hoor dan. En daarom is dit belangrik, ons ore skerper te maak vir God se stem. Ons liggame te onderwerp en vas aan die Gees van God.
Dis baie belangrik. En dit is ook nodig om weer jou hart in lyn te bring, jy weet, met God se wil. Ek wil nie God se wil vir my lewe mis nie. Die doel is nie in vas en natuurlik ook in gebed om God te manipuleer nie, maar onsself te posisioneer vir wat God alreeds wil doen. En ek wil vir jou sê, as ek hierna kyk, is daar soveel skrifte wat uitkom, en daar's mense wat my al gevra het, is dit skriftuurlik? Wel, ons gebruik omdat ons oor die Daniël vas, gaan dit natuurlik ook oor Daniël wat gebid het. Jy kan gaan lees in Daniël 10, vers 12 en vers 13, of eintlik hele Daniël 10, vers 2, vers 3, en jy kan sien hoe hy gebid het, en hoe God sekere goed oopgemaak het. Nou ek lees gou vir jou Daniël 10, hy sê, daar's 2 sleutelversies, in vers 2 en 3, hy sê, en daardie dag het ek Daniël 3 volle weke getreur. Ek het geen lekker kos geëet nie, geen vleis of wyn het in my mond gekom nie. En dan sê in vers 12 en vers 13, van die eerste dag af, dat jy jou hart daarop gesit het, om te verstaan, en jou voor jou God te verootmoedig, is jou woorde verhoor. Jy sien die oomblik, wanneer jy en ek in 'n plek inkom van gereedheid en paraatheid om af te sonder, antwoord God. God reageer op die man en die vrou, wat werklik waar, jy weet, daar kom om te sê, ek sonder af. Ek wil net sien, iemand sê op TikTok, ek haak. Ek net sien daar so. Maar ek dink op Facebook loop alles mooi. Ek het hoor daar op TikTok, wat sê die mense? Ivan, julle sal sien my nommers verskyn, as jy nog op die groepe is, nie op TikTok en op Facebook, kan julle maar sommer net daai nommer vat en 'n boodskap stuur met jou naam, en jou van ek laai op die groep, en jy sal ons daaglikse dagstukkies ontvang, en ook so ons liede, en dan natuurlik ook so, ja, ons Daniël vastyd. Klink vir my of, ek sien nie, mense sê nie vir my iets daarop. Daar sê, Elmarie, dankie, sy sê alles is goed. Nou, die antwoord was daar van dag 1 af, toe Daniël begin vas het. Maar daar was geestelike weerstand. En ek weet dat in jou en in my lewe, wanneer jy ernstig is oor God, gaan die duiwel natuurlik nie daarvan hou, as hierdie man, of as hierdie vrou, as hierdie gesin, as hierdie huwelik, hulle afsonder en gefokus is op God nie. Hy sal alles doen om te kom roof en te kom steel. En dan wil ek vanaand vir jou sê, dis hoekom dit so nodig is, afsondering. Jy kan Daniël 1 gaan lees, daarvan af vers 8 tot en vers 16, en jy kan sien, daai afsondering, en daai aanslag, wat Daniël beleef het, wat die volk beleef het, en Daniël het gaan vas vir 'n doel, vir die volk, en hy het gevas ook vir homself. Daniël besluit in sy hart, om homself nie te verontreinig nie. Hy maak nie soos ander nie. Hy gaan sonder hom af. God eer dit. Ek wil vir jou sê wat nou luister, as jy gaan vas, God eer 'n man en 'n vrou wat afsonder. God eer dit en gee gunstigheid, hy gee wysheid, hy gee gesondheid en hy gee uitsonderlike insig. En as ek dit sê vanaand, dan wil ek vir jou sê, hoeveel dinge het vir my in my vastye oopgegaan, openbarings van God, dinge wat ek oor lankal gewonder het ek die woord oopgemaak en ewe skielik staan dit uit en ek sê, maar ek het al so lank dit gesoek. So vanaand moet jy hierdie in gedagte hou, dat God wil op 'n vlak met jou en met my ontmoet. En ons moet 'n bietjie van die geraas wegkom. Joël 2 sê dit so mooi, hy sê in vers 12, hy sê, maar nou nog, spreek die Here, bekeer julle tot my met julle hele hart.
met vas en met 'n geweer. Ons moet vas en ons moet die Here soek. Hy sê in Matteus 6, vers 16 tot vers 18, en hierdie boodskap kan jy na die tyd gaan weer luister op Facebook, hy gaan op YouTube wees, op Pastoor Stef, gaan follow my op YouTube, gaan subscribe. Al die boodskappe kom daarop ook, en op TikTok gaan hy hierna ook gelaai word, so jy kan weer gaan luister daarna. Maar hy kom in Matteus 6, en hy sê die volgende, Jesus sê nie, as jylle vas nie, maar, hy kom en hy sê, wanneer jylle vas. Jy sien, vas is nie 'n opsie nie, dis deel van 'n toegewyde geloofslewe. Van dag 1 af het God jou en my gehoor. En hier is 'n groot waarheid wat jy moet verstaan vanaand. Baie mense gee op in dag 5 of dag 10 of dag 14 of sien nie eens kans om een dag. Ek vas halfpad, dan voel ek ag nee, dit beteken vir niks nie. Maar nie omdat God nie werk nie, maar omdat hulle nie besef die antwoord is al reeds gestuur nie. God het al reeds die antwoord vir jou en my losgemaak. En daarom is dit nodig dat ek en jy by dit uitkom. En Daniël 10 is 'n kern, want Daniël 10 kom hy en hy bid en God antwoord onmiddellik. Die manifestasie wel neem 21 dae. Nou ek wil vanaand vir jou sê, geestelike deurbrake vra van jou en my volharding. Dit vra volharding. Wat maak die Daniël vas? As ons dit nou vanaand vir mekaar moet sê, so uniek. Wel, dis 'n geestelike vas. Dis volhoubaar. Nie uiterste nie. Man, ek wil vanaand vir jou sê, fokus bly op God. Dit bly nie op 'n prestasie nie. Dis niks om te kan vas nie, maar dit is 'n fokus om te kan bly konstant in afwagting vir jou deurbraak. Toegewyd te kan wees. Dis is vas 'n keuse. Jy sê nee vir sekere dinge, sodat jy ja kan sê in jou lewe vir God. Dis 'n vas van konsekwentheid. 21 dae leer jou dissipline. Dit leer jou en my dissipline. Dissipline in my lewe bring deurbraak. En dit vra vir jou om hierdie jaar reg te begin, om jou lewe gedissiplineerd te kan hê, gedissiplineerd te kan wees om op God te wag. Dit bring deurbrake mee. Ek kan dit nie meer oor beklemtoon nie. God soek nie perfeksie nie. God soek oorgawe. Hoekom 21 dae? Jy sien geestelike weerstand is werklikheid. Gaan lees Efesiërs 6 vers 12. Ons stryd is nie teen vlees nie, en teen bloed nie. Dis teen bose geeste. En ek wil vanaand vir sê, jou huwelik moet jy aan God toewy, jou kinders aan God toewy, jou besigheid aan God toewy, jou familie, jou vriende aan God toewy. Want ons stryd is nie teen mense nie. Dis 'n geestelike stryd. En daarom moet ek en jy in die gees kom om hierdie te verstaan. Want 21 dae vra van jou en my om te fokus. En ek wil vir jou sê, na 21 dae gaan dit 'n leefwyse word. Nie van vas nie, maar dit gaan dit ook, maar dit gaan vir jou bring van 'n geestelike sensitiewe oor, 'n hart. So geestelike deurbrake. Gewoontes begin breek. Ek wil vanaand vir jou sê, wanneer jy 'n gewoonte kweek om God te soek, 'n gewoonte kweek om af te sonder met toewyding, gaan sekere dinge begin breek in jou lewe. Sekere goed gaan begin afval. Gedagtes word vernuwe. God gebruik wagtyd om jou en my te vorm. Ons is te besig. En hierdie is 'n tyd wat ons afsonder om in ons besige programme op God te wag. God te soek. Jou radiokanaal te verander na geestelike kanaal. Jou musiek na geestelike musiek. Jou tydskrifte 'n bietjie eenkant toe te sit en met die woord van God omgang te hê. Saam te bid. Saam God te soek. Maak hierdie 'n verwagting in die gees om God te ontmoet. God ontmoet 'n man en 'n vrou op die vlak van hulle verwagtinge.
Wat 'n verwagting het jy vir hierdie tyd? Wat 'n verwagting het jy vir 2026? Is jy op 'n plek in jou lewe om 'n bietjie tyd af te sonder dat God die res van die jaar kan seën? Natuurlik moet ons deur die jaar ook. Maar wat gaan ek en jy insit? Ons ry in by 'n McDonald's en dit skryf dadelik alles. Maar Vader vra vanaand vir jou my afsondering, dit vra toewyding. Dit vra konsekwentheid. En dit vra dat ek en jy op hom wag. In hierdie wagtyd vorm God soveel van ons. Gaan lees Jakobus 1 vers 3 en vers 4. Geduld bring volwassenheid. Geduld bring volwassenheid. Om te wag bring diepte. Dit bring sensitiwiteit. In die wag sien jy, in die wag ervaar jy, in die wag hoor jy meer duidelik. Soms verander God nie die situasie nie, hy verander eers die mens in die situasie. Wat gebeur wanneer jy gaan vas? Wel, ons word meer in ons vastyd afhanklik van God volgens Matteus 4 vers 4. Ons breek geestelike weerstand. En as jy op 'n plek is wat dit voel, jy bid soos baie mense sê teen die ceiling vas. Jy kry nie deurbraak in finansies, deurbraak in jou huwelik, deurbraak in jou besigheid nie, deurbraak vir werk nie. Vat tyd om af te sonder dat hierdie goed breek in die geestelike riem. Markus 9:29, hierdie geslag gaan nie uit behalwe deur gebed en vas nie. Ons in hierdie vastyd ontvang geestelike helderheid. In hierdie vas gaan daar vir jou rigting deur die woord gebring word. God gaan deur die Heilige Gees vir jou rigting gee. Besluite wat jy moet dalk neem, gaan God vir jou duidelikheid gee. En in dit gaan jy die vrede van God beleef en ervaar soos nog nooit nie. Ons aktiveer gehoorsaamheid. En hierdie vraag van my om gehoorsaam te wees. Jesaja 58, jy weet, in vers 6 tot 9, God se vas breek jukke. Hier is 'n sterk oproep wat ek aan jou wil rig vanaand. Jy sien, hierdie 21 dae vas is nie 'n straf nie. Dis 'n uitnodiging. Dis 'n uitnodiging vir jou en my om nader te kom. Nader te kom aan God. 'n Uitnodiging om weer te hoor. 'n Uitnodiging om te sien wat God reeds gestuur het. Maar ek en jy is te veel in die vlees en te min in die gees. En dan mis ons dit. Ek wil jou kom aanmoedig. Baie vra my, wat moet ek van vas? Jy kan besluit in wat jy wil vas en hoe jy wil vas. Ek doen die Daniel vas, die 21 dae Daniel vas, wat ek gisteraand daai goed geplaas het op ons groepe, wat jy kan eet en nie eet nie. Ander vra, wat se tyd moet ek vas? Dit hang van jou af, of jy 6 tot 6 wil vas, of jy wil vas jou etenstyd, of jy wil vas vir 5 ure, daar's nie, die riglyn is in Daniel 10, wat vir ons gegee word, en daar's soveel ander gedeeltes, wat vas behels. Maar dit bring mee dat ek en jy moet afsonder en ons toewy. En dat ons onsself sal beoefen in gereedheid vir dit wat God al reeds is, om dit te sien en te ontdek en te ervaar. Moet nou nie gaan vas as jy diabetes en jou suiker of jou bloed spike en jou suiker en jy's in jou glory in nie. Halleluja. Ja, jy gaan dalk by die Here Jesus wees, maar dalk is dit nog die tyd dat jy moes gaan nie. Moenie dit mis nie.
Maar wees sensitief, as jy nie kan vas van voedsel nie, vas dan van jou TV, vas dan van jou storieboeke, vas dan van onnodighede, maar gebruik daai tyd om jou toe te wy aan God. Ek wil jou uitnooi om in hierdie 21 dae sekere goeders op die altaar te plaas en God te vertrou in hierdie tyd vir jou en my deurbraak. 'n Uitnodiging om te sien wat God al reeds gestuur het. Moenie fokus op wat jy gaan opgee nie. Fokus op wie jy nader, en dis God. Fokus op God. Waar begin ek? Begin waar jy is. Begin waar jy is. Maar nie met snaakshede kom nie. Doen dit saam as 'n liggaam. Ons is duisende wat hierdie vas doen. Doen dit saam as 'n liggaam en stap hierdie pad en ek wil vir jou sê met toewyding, met nederigheid, met 'n verwagting wat ek net nou al gesê het. En hier's 'n paar, ek wil net vir jou daar prakties aanmoedig om te sê, luister baie mooi. Wat ek gisteraand ook gesê het. Hierdie is nie, Boetas is daar, hierdie is nie die dieet nie. Dis nie 'n kompetisie nie. Dis ook nie wetties nie. Hierdie is 'n geestelike reis. Hierdie is 'n geestelike reis en ek wil in hierdie tyd in toewyding God beleef en ervaar soos nog nooit. In my eie persoonlike lewe het ek 'n paar deurbrake nodig. Ek het ook wonderwerke nodig. Ek het ook gebedsbegeertes wat ek voor God neerlê. Vir my is hierdie nie 'n tradisie nie, dis nie 'n roetine nie, dis 'n leefwyse. Dis wat ek net nou gesê het om te sien en te ervaar. En my begeerte vir 2026 is 'n dieper dimensie, of 'n dieper diepte van God se dimensie van liefde en genade wat ek nog soek en nog wil beleef en wil groei. In my werk, in my bediening. As soveel behoefte wat ek het, dat vir my so erns is, hierdie afsondering, hierdie toewyding. Want ek kan nie bekostig, jy kan nie bekostig, om dit te mis, wat God vir jou instoor het, in hierdie dag en uur nie. Moenie uitmis. Moenie uitmis op dit wat God vir jou instoor het nie. Moenie uitmis op sy seën nie. Moenie uitmis op sy rus nie. Moenie uitmis op sy teenwoordigheid. Moenie uitmis in hierdie tyd om te besig te raak met te veel ander goed, met too many excuses. Vir my is dit belangrik. Terwyl alles besig is om na normaal toe terug te keer. Om hierdie sommer begin in hierdie jaar, wat ek my dinge in orde kry, my programme aanpas by God se program, my planne, God se plan. Is 'n goeie plan of is God se plan? Ek wil God se plan beleef. Dit is die beste. Vader, dankie dat ons saam kan kuier in die woord. Dankie vir die volheid van die heerlikheid. Dankie dat U onder ons woon en met ons praat op soveel wyses en deur die woord en deur die Heilige Gees en deur die natuur, deur mense en deur die woord. En Here, dankie dat ons vanaand ook met mekaar kan deel en die belangrikheid van vas. Ek bid vir hierdie huisgenoot, hierdie man wat luister en sy vrou. Hulle wat vanaand erns met U meen, wat 'n besluit neem, nie 'n emosionele besluit nie, maar 'n hartsbesluit. 'n Besluit, Here, om U te ken in alles.
Seën hierdie man, seën hierdie vrou. Ons eer U, wat al reeds vir ons soveel gedoen het, en nog steeds doen. Dankie, Here, vir 'n tyd van afsondering, 'n tyd van verootmoediging, 'n tyd om in hierdie vas ons gedagtes, ons emosies, ons kragte, ons besluite, ons handel, ons wandel, ons stap terug op U. Ons loof U vanaand. Ons wil vanaand sê, daar is niemand soos U nie. En niemand wat opgemete vergelyk kan word met U nie. So eer ons U vanaand. In Jesus se naam. Amen. Kyk uit om môre aand, dis donderdag. Onthou, tussen 8 en 9 is ons gebedstyd, ons bid saam. En ons gaan dan ook so vir mekaar bid. En as jy gebedsversoek het, stuur dit vir my op WhatsApp. En jy wat nou ingeskakel het, my nommer verskyn op die platforms. As jy hierdie boodskap vanaand wil ontvang, en in ons daaglikse dagstukkies, en elke, jy weet, geestelike lied wat ek skryf, en ook dan so opneem, en die plaas, elke dag is daar so lied in die weeksta. Nou ja, vat hom, stuur hom vir iemand, bemoedig iemand. En dit kom alles op ons WhatsApp groepe. Vir my baie lekker gewees om saam met jou te kuier. Ek het uitgesien nou vanaand. Jy sal my nou nie glo nie. Nou voor ek hier kom sit het ek eers 'n glas water uitgegooi op hierdie bank. Toe moes ek hom eers skoonmaak. Voor dit, natuurlik hardop die generator die heeltyd, want hier is nie krag al vir weke nie. Toe ewe skielik, toe die generator hardloop, toes die wifi gaan, en die tyd almal se wifi is af. Gelukkig het ons uit Frankfurt uit nog 'n modem gebring met sy eie kaart het. En toe kon ek hom gou opstel. So intussen, terwyl ek so lekker met jou gekuier het, kan nie glo, het ek op 'n sopnat sitplek gesit. Probeer droog maak. Was so 'n bietjie afgekoel. Maar ek glo die woord was warm en jy het gehoor wat ek vir jou wil sê. Hier in my binneste is 'n opgewondenheid en daar's 'n branding dat hierdie gaan 'n tyd wees van ontmoeting. 'n Tyd wees van gerigtheid en wat ons weer gaan onsself weer gaan align met God se beloftes en met God se wil en met God se doel vir elkeen van ons. Kyk uit om saam met jou te kuier môre aand op TikTok en op Facebook. Onthou die boodskap gaan na die tyd ook so in PDF formaat op ons groepe geplaas word. Die boodskap gaan dan ook so oorgeplaas word op YouTube en dan ook so op TikTok. Lekker gewees om vanaand saam met julle te kuier. Baie blessings en kyk uit om môre aand saam met jou te kuier. En ek wil jou uitnooi. Hierdie boodskappe, moet dit nie vir jouself hou nie. Share dit met iemand wat dit nodig het. Tag iemand. Ek's baie opgewonde oor die 21 boodskappe wat ek al reeds reg het om te bedien in die 21 dae vas. En so kom hulle net in en so tik ek op my foon. Ek het gisteroggend 4 uur wakker geword. 4:10 getik nog en toe omgedraai en geslaap en nog getik en so die heeltyd van ek's opgewonde man. Ek wil nie mis en ek wil jou uitnooi. As jy jou Bybel in jou kamer het en jy's besig daar, hou 'n pen en potlood naby. God wil met jou praat selfs in die nag. As jy gedroom het, skryf dit neer as jy wakker word. Dat jy dit nie vergeet nie. Gebid daaroor wat die Here jou wil wys. Moenie uitmis nie. Dit is my lekker gewees om saam met jou te kuier. Sien môre aan. God bless.